Here, ons het nodig om U te ken. Vader, ons het nodig om U stem te herken, te midde van al die stemme rondom ons, wat ons koppe deurmekaar maak. Ons het nodig om baie duidelik te hoor, Vader, wat U wil hê, wat ons moet doen. En om sodoende die lewe te gaan leef, waarvoor Jesus gesterf het. Vader, ons het nodig om U te ken. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag gee God vir ons hierdie besonderse skrif. Daniël 11 vers 32. Daar staan: Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, deur verleiery verlei tot afvalligheid. Maar die mense wat God ken, sal vasstaan. Die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Nou mag ons dalk vra, hoekom juis hierdie skrif? Want God sê, geliefdes, geloof kan nie alleen staan nie. Jy kan nie maar net sê, ek glo nie. Hier staan die mense. Maar God sê nie alle mense nie. Hy sê die mense wat hom ken. Maar kom ons lees dieselfde vers uit die Amplified Bible, om dit dalk net so klein bietjie beter te kan verstaan. Daar staan: And such as violate the covenant, he shall pervert and seduce with flatteries. But the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploits for God. En die woord wat hier uitstaan is die woordjie ken. Diegene wat hulle God ken. Hoekom, geliefdes? Want as hy vir jou sê, as God vir jou sê, doen dit net, dan sukkel jy nog daarmee, omrede jy wil aksie neem, voordat jy net is en voordat jy weet. Klink dit dalk vir jou bekend? En eintlik is dit veronderstel om in die volgende volgorde te wees. Jy weet, dan is jy, en dan doen jy net. Onthou, geloof, geliefdes, staan nooit alleen nie. Die woord in Jakobus 2 vers 19 sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die duiwels, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. So die duiwels glo ook, en daarom geloof en om te glo, kan nie alleen staan nie. Jy moet God ken, voordat jy glo of voordat jy geloof het. Kom ons kyk wat staan in Lukas 4 vers 3. Geliefdes, van die Heilige Gees wil vir ons baie duidelik kom wys wat die duiwel gedoen het, en wat hy nog steeds elke dag met jou en my doen, met mense doen, rondom ons. En ons as mense val daarvoor, maar Jesus het nie daarvoor geval nie. Kom ons lees daar. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun, dis vir Jesus, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. So hy wil vir Jesus probeer om oortuig, om te doen, dan sal hy die seun van God wees. Maar Jesus ken sy Vader. En daarom, omdat hy hom ken, kon hy sê, ek is die seun van God. Luister, geliefdes, net hierdie een klein woordjie. Ek ken hom. En daarom weet ek is sy seun. Kom ons lees wat hy doen in vanaf vers 9 tot vers 11. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan.
En hy sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee, om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Luister geliefdes, die Satan het Jesus na Jerusalem toegeneem en gesê, spring hier af, spring van hierdie tempel se dak af. Want hy wou vir Jesus beroemd laat lyk. Nou die gevaar is dit, as ek en jy nie regtig vir God ken nie, dan sal ons selfs dom dinge doen, om te dink, dat dit ons beter sal laat lyk, en ons beter sal laat voel. Maar die waarheid is, en dit geliefdes moet ons baie mooi verstaan, dat God sê, as ons hom ken, dan sal ons kan sê, ek is ryk, al is ek nog steeds arm. Ons sal kan sê, ek is genees, terwyl ons nog siek is. Hoekom? Omdat ons weet, ons kan dit wees. En daarom doen jy dit. En daarom, ten spyte van wat die vyand jou mee wil kom, ek wil amper sê, kom wil verlei. Dis wat daar staan in Daniël 2. Die vyand sal jou al die tyd hierdie dinge vir jou wil probeer verander. Hy wil jou probeer verlei, en daarom wil hy hê jy moet dit eers doen, en dan sal jy weet, en dan eers daarna sal jy weet wie jy is. Hoekom? Van die vyand wil jy dat ek en jy moet eers perform, en dan sal jy weet dat jy 'n kind van God is. Want dit geliefdes is wat godsdiens ons nog al die jare lank leer. Om die idee te hê van 'n liefdevolle God. Luister mooi. In plaas daarvan om werklik die ware God te ken. En hom dan lief te hê. Want geliefdes, as jy God regtig ken, dan sal jy wees, en daarom sal jy kan sê, ek is wie God sê ek is, en daarom kan ek doen wat God sê ek kan doen. En dit is die rede hoekom God dan in Daniël 11 vers 32 sê, maar die mense wat my ken, hy het nie gesê alle mense nie, hy het gesê almal wat hom ken sal in geloof vasstaan. En ek weet geliefdes dat feitlik die meeste mense sê ek ken God. Maar weet jy van hom? Weet jy van hom, of ken jy hom regtig? Ken jy hom werklik? En dit is vanoggend op hierdie Sondag die vraag. Luister, God sê, as jy hom regtig ken, dan sal jy ook weet wie jy in hom is. En daarom sal jy dinge kan doen, want God sê, doen dit net. En onthou, vir God maak hierdie dinge sin, maar vir jou en my maak hierdie dinge, en baie ander dinge, maak nie vir ons sin nie. Want ons kan so maklik sê, Here, ek kan nie nou nie. Omdat ek dit nie het nie, nou kan ek nie nou nie. En dis als omdat jy dink, jy kan doen, dan sal jy wees, en dan sal jy vir God ken, as jy werklik reg dink. Maar ons gedagtes is verkeerd. Die vraag is, waar is jou geloof? Sien geliefdes, ons sê ons glo, maar ons wil eers sien. Geloof is om so op te tree, al is dit nog nie so nie, sodat dit so kan wees. God sê, nee, 1000-maal nee, omdat jy hom ken, weet jy wie jy is. Jy hoef nie iets te doen om iemand te wees nie. Verseker nie, want jy is alreeds iemand. Luister, hoekom is jy iemand? Jy is iemand omdat jy God ken. Ons as mense mis sleg uitgeliefdes in hierdie lewe, want ons God nie regtig ken nie. Hoeveel keer per dag vra ons iets vir God? Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Jy vra dalk, Here, gee my asseblief net u vrede. Die wêreld, die mensdom het 'n behoefte, 'n hongerte na vrede.
Dink net vir 'n oomblik hieroor. Hoe kan jy verwag dat God sy vrede vir jou moet gee, maar jy ken hom nie eers nie? Vir my klink dit nou erge verwaandheid, om die mense te sê, vermeetheid van ons kant af. En dit, geliefdes, is wat ons doen wanneer ons leef met 'n gees van godsdienstigheid. Ons soek God se guns, maar ons soek nie God se teenwoordigheid nie. Ons soek alles wat God vir ons moet doen, maar doen ons regtig moeite om hom te ken? Ek vra maar net. Want geliefdes, in sy teenwoordigheid is alles wat ek en jy nodig het. Al die lig en al die lewe, al die salwing, al die heerlikheid, al die oorvloed, al die genesing, al die oorwinning, al die voorspoed, al die guns, al die genade, alles is in God se teenwoordigheid. Wat het ek en jy, wat het ons meer nodig? Dis die volledige pakket. Ons het niks meer nodig nie, maar dan moet ons hom ken. Dit is hoekom die woord sê, ek ken jou vrede. En wat God regtig hiermee bedoel, is diegene wat hom ken, wat in 'n lewende verhouding met hom leef, nie deur godsdiens nie. Hoor my hart vanoggend, en ek weet, ek beklemtoon dit baie. Ek sê wat God sê, so luister mooi. Die woord sê, is baie duidelik waar die woord sê vir ons in Lukas, dat tradisie in gees van godsdienstigheid maak die woord van God kragteloos. Diegene wat hom ken, is diegene wat in 'n lewende verhouding met hom leef. Ek sê weer nie deur godsdienst of deur 'n kerk nie, want vir jare lank, geliefdes, het die kerk ons geleer, en ons het met hierdie idee groot geword, om God lief te hê. Maar onthou, geliefdes, dit is slegs deur 'n verhouding wat ons die ware God leer ken. Want die meeste wat net in godsdienst leef, val uit mekaar wanneer die volgende dag kom. Hulle val uit mekaar wanneer die volgende situasie kom. Hulle val uit mekaar wanneer die volgende storm kom. En hoor my hart vanoggend, hierdie is nie maar nog net 'n boodskap nie. Nee, verseker is hierdie, geliefdes, 'n dringende, selfondersoekende opdrag van God Almagtig. Want wanneer ons sê dat ons God lief het, kan ons so maklik vir God sê, Vader, doen asseblief vir my dit wat U my beloof het. Dan sal ek weet wie ek is, en ek sal weet dat ek oor U kan praat. Dat ek sal kan getuig oor wat U vir my gedoen het. Maar geliefdes, dit is dwaasheid van die wêreld. God sê, praat oor hom, getuig van hom, omdat jy weet wie jy in hom is, omdat jy hom ken, en dan gaan doen jy wanneer God vir jou sê, dat iets is wat jy moet doen. Weet jy regtig wat God hiermee bedoel? Jy sal nie weet as jy hom nie ken nie. Kom ons blaai dan na Romeine 5 vers 1 om te hoor wat God sê. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Het jy gehoor? Het jy mooi gehoor? So selfs al is jy geregverdig uit die geloof, jy vrede met God sal hê. Maar jy moet vir God ken. Want hoe kan jy goed wees daarin om 'n werk te doen as jy nie eens die werk ken nie? Hoe kan jy goed wees daarin? Is dit nie waar nie? Ek sluit af. Daarom, geliefdes, dieselfde is ook met geloof. Jy moet heel eerste vir God ken. Dan sal jy in geloof kan staan en ook vrede met God kan hê. Maar jy moet hom ken. Hoe kan jy verwag dat God jou sy vrede moet gee sonder dat jy hom ken? Kom ons gaan vinnig terug daar na Daniël 11 vers 32.
die waarmee ons begin het. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is deur vleiery verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Luister, die wat hulle God ken. En dan sal jy wees en dan sal jy vasstaan. Maar jy moet eers ken voordat jy kan wees. Wanneer jy so sê, ek glo, ek het geloof. Wel, hierdie geliefdes hoor jy by elke gelowige, almal sê dit. Ek het geloof. Kan ek jou kom skok volgend? God sê dit beteken niks. Totdat jy regtig kan sê, ek weet ek het geloof. Ek weet ek glo, omdat ek vir God ken. Nie van hom weet nie, maar omdat ek God werklik ken. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here op hierdie Sondag en gaan leef ook hierdie week in hierdie wonderlike wete, in hierdie strewe daarna om sê, Here, ek wil U beter ken. Help my om U beter te ken, om U beter te hoor, om U beter te verstaan, om U stem te herken. Want God wil jou seën. God wil sy hemele bo kan jou oopmaak en jou seën. Met dit wat jy nodig het. God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Dit is God wil jou gebede verhoor, aan jou sy vrede gee. Maar maak seker, jy ken hom. God seën jou. Amen.